As mens dink aan Pinksterdag, en mens dink aan die Heilige Gees wat uitgestort is, dan dink mens aan vuur. En my vraag is vir elkeen, as jy dink aan vuur, waaraan dink jy? Die tyd van die Bybel, sien nou mens het gegaan na iemand toe en mens sê vir daai persoon vuur, waaraan dink jy? Dan sal daai persoon sê, sonder vuur kan ek nie lewe nie. Want vuur maak my warm in die winter wanneer laat ek nie vries nie. En vuur maak ek my kos opgaar. En ek kook my water op vuur, dat ek die kieme in dit kan doodmaak. Hulle het nie geweet van kieme nie, maar hulle het geweet van om goed warm te maak. Dan as mens vir Jood sou vra van vuur, dan sou hulle geweet het vuur is in die mens se naam. Want in die begin van die Bybel, waar die mens geskep is, het die mens die naam vir mens is die naam Ish. En die Jode glo, dit is toe God sy asem in die mens geblaas het, Ish. Hy het sy asem in ons geblaas, toe leef ons. Maar die woord vir vuur in Hebreëus is amper dieselfde as die woord vir mens. Dis die woord Esh. Want Esh dra lewe. Want as 'n mens sterf, dan word daai mens ijskoud. Maar solank mens lewe, is jy warm, dra jy die vuur in jou. So as mens vir iemand in die tyd van die Bybel sou vra, wat beteken vuur? Dan sou hy sê, ek kan nie lewe sonder vuur nie. Vuur, die vuur van God in my, gee my lewe. Die Esh van God maak my 'n Ish. Maak my 'n mens. Maar ek het daai vuur nodig om my warm te hou, en ek het ook daai vuur nodig om te lewe, my kos in te kook. Maar sou mens dan vra vir daai selfde mens, maar as jy aan God en vuur dink, dan sal jy sê, ja, God se teenwoordigheid is soos 'n vuur, soos 'n verterende vuur. Ons kan nie sonder sy teenwoordigheid nie. Ons kan nie sonder sy teenwoordigheid leef. Maar juis omdat hy heilig is en hy soos 'n verterende vuur is, het ek vuur nodig om hom te aanbid, want my offerdier moet met vuur verteer word om die prys van my sonde te betaal. Want daai vuur brand weg, dit brand skoon, dit suiwer, dit louter. So ons kyk die laaste paar weke na simbole wat die Bybel vir ons gee vir die Heilige Gees. En in die naam van die Gees is die naam Gees of asem of wind. Dis die eerste manier hoe ons die Heilige Gees kan leer ken, is die wind, die asem van God. Dan sien ons ook die Heilige Gees is soos water. Water wat lewe gee. Water wat waar dit dor is, dit nat maak, daar waar dit dood is, lewe bring. Laasweek het ons gesien, die Heilige Gees is soos olie. Dit wat die salwing bring, dit wat gebruik word om alles beter te maak. Daai salwing stel ons in staat om vir die Here te leef. Vandag kom ons by Pinkstersondag, by Pinksterdag, en ons kyk vandag na die Heilige Gees, wat soos vuur is. Lyk my, Veronica, ons dingetjie werk nie lekker vandag nie, jy moet vir my oorsit daar. Nou, die eerste ding van vuur, is dat vuur reinig. En wanneer mens vir iemand in die Ou Testament, vir 'n Jood sal sê, wat is die betekenis van vuur vir jou, dan sal hulle sê, dis reiniging in terme van my verhouding met die Here. En ek wil net ietsie noem, die mens kan nie sonder vuur leef nie.
So daai mense sal vir jou sê, ek kan nie leef sonder vuur nie. Ek kan nie in my menslike, my natuurlike leef sonder vuur nie, maar kan ook nie in die geeswese wat ek is, leef sonder vuur nie. Want vuur moet my reinig. En ek bring 'n offerdier, 'n skaap sonder gebrek, en ek offer daai dier, en daai dier word deur vuur verteer, en sodoende word my sonde afgebrand. Ek word gereinig. Ons lees in Sagaria 13 vers 9, daar staan, ek sal daardie groep deur vuur laat gaan, en hulle suiwer, net so silwer en goud deur vuur gesuiwer word. So dit is die eerste ding wat ons moet weet van vuur, dat die vuur kom om te reinig, kom om te suiwer. Ons lees iets daarvan in Johannes se eerste brief, dan sê hy in Johannes 1 vers 9, 1 Johannes 1 vers 9, dan sê hy, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy sal ons vergewe en reinig van alle ongeregtigheid. Het jy al gedink hoekom die Heilige Gees soos 'n vuur gekom het op Pinksterdag, in 4 tonge gekom het? Die Heilige Gees het gekom om eerstens God se kinders te reinig, want as ons gereinig is, dan kan ons bruikbaar raak vir hom. En dit bring my by die tweede punt, en dit is dat die Heilige Gees maak ons ywerig vir die Here. Want ek het begin om te sê, maar wat beteken vuur, en wat het vuur beteken vir die mense in die tyd van die Bybel? Maar vuur het ook iets wat ons nie kan sien nie, en of ons kan dit sien, maar dis nie iets soos fisiese vuur, of iets soos fisiese kos nie, dis in die ywer wat mense vir die Here het. Hulle is vurig vir die Here. Kom ons lees daar in Lukas 24:32, en dit is toe die Here klaar opgestaan het, en daar was 2 van sy volgelinge op pad na Emmaus toe, en hy het saam met hulle begin loop, en hulle het hom nie herken nie, en hy het vir hulle die skrifte verduidelik, en hy het vir hulle verduidelik, hy moes sterf, maar hy gaan ook opstaan, en toe Jesus van hulle weg is, en hulle besef dit was die Here Jesus, toe sê hulle vir mekaar die volgende, en hulle het vir mekaar gesê, was ons harte nie brandend in ons, toe hy met ons langs die pad gepraat het, en die skrifte vir ons uitgelê het nie, was ons harte nie brandend in ons nie, om vir die Here 'n passie te hê, om 'n vurigheid vir die Here te hê. En dan sien ons dat hierdie mense daar staan, en onmiddellik het hulle, nadat hulle dit vir mekaar gesê het hulle daai brandendheid gevat, en hulle is terug onmiddellik Jerusalem toe. En hulle daar gaan getuig van die Here, en hulle het vir die disippels gaan vertel, ons het die Here gesien, die Here leef. Hulle het daai vuur, daai brandendheid, wat hulle in hulle binneste ervaar het hulle onmiddellik oorgesit in dade, onmiddellik. En dan kom ons by iets wat ons op Pinksterdag van lees, en dit is die Heilige Gees raak ons spraak aan. Want die Heilige Gees, die eerste ding, reinig soos vuur. Hy steek 'n vuur aan in ons binneste, hy gee ons ywer vir die Here, maar dan is dit die Heilige Gees wat ons monde aanraak, ons lippe aanraak, wat ons bekwaam maak om vir die Here te getuig. Kom ons lees van Pinksterdag, Handelinge 2, en ons lees van die Heilige Gees wat uitgestort is, en dan staan daar in vers 3, tonge asof van vuur het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal, en almal is vervul met die Heilige Gees, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het, om hardop uit te spreek. So die vuur van die Heilige Gees raak ons lippe aan, dit nadat ons gereinig is, maak die vuur ons bruikbaar.
maak die vuur van die Gees ons bruikbaar. Daar was in die bovertrek was 120 gelowiges gewees. 120 mense wat Jesus gevolg het. En Jesus het toe hy opgevaar het na die hemel toe, hy het vir 40 dae nadat Jesus uit die dood opgestaan het, het hy die hele tyd aan mense verskyn en die dinge wat hulle nie verstaan het nie, vir hulle duidelik gemaak en hulle geleer. En toe hy kom op die punt wat hy hemel toe sou opgeneem word, toe sê hy vir sy disippels, moet niks doen nie. Asseblief nie. Gaan wag op die belofte van my Vader. Maar dis nie dat hulle niks mag doen nie, hulle mag gebid het. En ek dink in daai 10 dae wat hulle net gesit en wag het op die Here, gebid het hulle begin om hierdie proses in hulle binnekant deur te gaan. Ek kan dink ou Petrus, hy daai 10 dae het hy gedink, maar net bietjie meer as 'n maand gelede het ek my Here 3 keer verloon. En nou wys hy soveel liefde vir my. Here, dankie vir u genade. Here, ek is jammer. Ek is jammer dat ek u verloon het. Maar ek dink Petrus het ook iets besef. Hy het besef, ek kan nie in eie krag nie. Hy het so in eie krag die Here begin probeer dien en die Jesus sê, almal gaan my verlaat. Toe sê hy, Here, hulle kan u verlaat, maar ek sal u nie verlaat nie. Want hy was daar in sy eie krag. En sy eie krag het net tekort geskiet. Hier in daai 10 dae wat hulle moet wag en bid en met God besig is, dink ek het iets hier binnekant hulle almal gebeur. Dink dat iets in Petrus gebeur het, gesê, Here, ek het die hardste hart probeer wat ek uit myself kon om u te volg. En ek kon nie. So nou wat nou? En toe na 10 dae, terwyl hulle besig was, die Bybel sê hulle was eendragtig, was in eenheid, besig om God te aanbid. Toe hoor hulle 'n wind wat waai, 'n magtige wind wat waai. En daai 120 mense, gelowiges wat daar saam is, sien 'n vuur kom. En die Heilige Gees kom in vuur. En daai vuur verdeel en hulle elkeen kry 'n vuurkolom wat oor elkeen van hulle kom. En onmiddellik kan hulle vir die Here begin praat. Kan hulle sy getuies wees. So wat doen die vuur van die Heilige Gees? Die vuur reinig ons. Die vuur maak ons skoon. En dan praat Johannes met mense wat al klaar Jesus aangeneem het. Dan sê hy vir hulle, julle het ook nodig om gereinig te word, maar julle moet langs die pad. Soos julle groei in die Here, soos julle nader aan die Here groei, moet julle sondes bely. Julle moet die pad van heiligmaking loop. Dan sal die Here julle weer reinig en weer reinig. Maar die Heilige Gees reinig ons. Die Heilige Gees gee ons binnekant 'n vurigheid vir God, 'n ywer vir die Here. Maar die Heilige Gees raak ook ons lippe aan, ons monde aan, om vir die Here te getuig. Gisterand, ek het hierdie boodskap al 'n paar weke gelede sit in my hart en ek het dit uitgesit en gisterand ek lê op my bed en ek word so stil en ek het 'n belewenis met die Here. En hierdie is basies die boodskap wat ek voor die Here lê en ek sê, Here, help my met hierdie boodskap. En terwyl ek so lê, toe ervaar ek kry net die beste manier om dit te beskryf, ek kry net so 'n gedagte wat net skielik vir my alles laat oopval. En ek dink dis die Here met my praat. En die gedagte wat ek kry, dit wat net so my opkom, is dat die profeet Jesaja het presies hierdie 3 dinge beleef. En ek het so 'n jaar of wat gelede al die profetiese boeke in diepte gelees en ek het lank nogal stil gestaan by die begin van Jesaja en julle kan saam met my oopmaak by Jesaja hoofstuk 6 en terwyl ek so lê gisterand toe kry ek net hierdie ding dat dit presies is wat met Jesaja gebeur het, hierdie 3 goed wat die vuur vir ons doen. Kom ons kyk na Jesaja 6 vers 5.
wat gebeur het is, Jesaja het 'n gesig gesien van die Here in die tempel, en toe hy die Here sien in die heiligheid van die Here, toe raak hy bewus van sy eie menslike feilbaarheid. En hoor wat sê hy in vers 5, hy sê, ek het gesê, wee my, want ek is verlore, want ek is 'n mens met onrein lippe, en by volk met onrein lippe woon ek. Ja, my oë het die koning, die Here, heerser oor alle magte gesien. So die eerste ding wat by hom opkom, en Jesaja wat geroep is om voltyds in die diens van die Here te staan, Jesaja wat 'n toegewyde lewe aan die Here gewy het toe hy met God se heiligheid gekonfronteer is, het hy besef hoe ver hy tekort skiet. En ek het die hele week gedink, dis wat met Petrus gebeur het. Hy het so hard probeer self die Here dien, maar hy kon nie. En dan in vers 6, en dan een van die serafs, en dis 'n spesiale engel, het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool by hom, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het. Vers 7, hy het my mond aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak. Jou sondeskuld het gewyk. Daar is vir jou sonde versoening gedoen. So die lippe word met 'n koolvuur aangeraak. Hy sien vir die Here in sy heilige tempel, in sy woonplek. En een van die serafs, die engele wat in God se teenwoordigheid is, kom en bring dit van die altaar af, 'n koeltjie vuur, en kom raak sy mond aan. Herinner dit julle aan wat in Handelinge gebeur het, toe die Heilige Gees uitgestort is. En hy sê, daar's vir jou sonde versoening gedoen. Weet julle, die Ou Testament is vertel vir ons van 'n gebroke stelsel, 'n stelsel wat tekort skiet. Dit sê Galasiërs hoofstuk 3 vir ons. Want die wet kon nie een van ons se sonde wegvat nie. Die wet, geen mens kon deur die wet te onderhou regverdigheid verdien nie, behalwe een mens, en sy naam is Jesus Christus. En daarom het hy in die plek van ons almal aan die kruis gesterf. Hy het die volle prys betaal. Hy het vir ons sonde versoening gedoen aan die kruis. Toe hoor ek in vers 8 die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Ek sê toe, hier is ek, stuur my. Ek lê gisterand in die bed en skielik onthou ek net hierdie ding wat met Jesaja gebeur het. En hierdie 3 goed van die vuur van die Heilige Gees, sien ek net so in mekaar kom. Die reiniging. En daarom moet ons almal, ek moet weet, ek is gereinig in Jesus Christus. Hy het vir my plek aan die kruis gesterf. En dis ontsettend duur. Die genade van God is verniet, maar dis nie goedkoop nie, want dit vra van ons om ons lewens vir die Here te gee. Maar Jesaja besef in sy eie pogings is hy verlore, en hy besef sy lippe is onrein. En 'n engel kom raak sy lippe met 'n koolvuur aan, en dit stel hom in staat om vir die Here te getuig, en dan kom 'n innerlike vuur in hom. Want toe die Here sê, wie sal ek stuur? Toe sê hy, Here, stuur my. Kom ons staan op. Kom ons staan op voor die Here. Ek is so 'n klomp maande besig nou om die boek Galasiërs te lees. En wat ek agterkom in Galasiërs is dit wat die Here van ons vra is om te dien. So wanneer ons voor die Here kom en sê, dankie, ons kan die volgende een opsit, dankie. As ons voor die Here kom en sê, Here, hier's ek, stuur my. Moenie dink aan stuur my om saam met hom Angus
op Loftesversveld voor 60.000 mans te getuig nie. As die Here dit oopmaak, wonderlik. Maar die diens van die Here lê in die alledaagse, in daai wat ek vir iemand goed is, wat in nood is, wat ek 'n woord van bemoediging bring wanneer 'n broer of suster van my deur 'n moeilike tyd gaan, wat die Here my dring om iemand 'n boodskapie voor te stuur, en ek nie toelaat dat ek dit self wegredeneer nie, en ek doen dit, wanneer ek met iemand praat, en nie dink maar, ek is nou nie opgelei nie, ons is opgelei as ons die Heilige Gees het. Hoekom? Want die Gees raak ons lippe aan. En wanneer die Gees ons lippe aanraak, dan maak hy ons bruikbaar, dan kan ons vir die Here praat. Toe die disippels begin getuig het, na die Heilige Gees uitgestort is, toe was die mense verstom, want hulle dink as hierdie is vissers. Hulle is dan ongeleerde mense in die oë van die wêreld, maar die Heilige Gees het hulle bekwaam gemaak. Danie Rooi wil ek net saamvat vanoggend se boodskap wat sê, vuur is 'n simbool van reiniging. Dis die eerste, dit reinig ons. Tweedens 'n simbool van ywer, dit gee vir ons ywer vir die Here, dit maak ons vurig. En derde, dit gee ons 'n gelouterde tong. So wanneer ek moet praat, want die Here sê in Handelinge 1 vers 8, wanneer die Heilige Gees kom, sal hy ons krag gee, en ons sal God se getuies wees. Daai getuies is in daad, maar dis in verseker ook in woorde. So wil julle saam met my dit wat daar in swart staan, hardop bid. Kom ons bid tot die Here Jesus. Ons sê, Jesus, doop ons met die Heilige Gees en vuur, sodat ons gereinig en ywerig kan wees, en vir U kan getuig. Amen.